Môre, dis Vrydag die 3de Julie en ek hoop dat God se teenwoordigheid jou vandag baie diep sal bemoedig. Ons begin vanoggend saam in Genesis 39 en die titel van ons oordeenking is: Jou teëspoed is nie die einde nie. Ek wil jou gou iets vandag vra wat jou hopelik sal laat dink, iets baie eerlik. Kyk jy soms na jou swaar omstandighede en dan dink jy dat God jou dalk verlaat het? Dat sy groot beloftes vir jou lewe nou heeltemal in die modder gesterf het. Josef het ook dalk so gevoel. Op die dag toe sy broers hom verkoop het vir daardie vinnige 20 silwerstukke, het sy hele ou wêreld skielik in duie gestort. Eers put toe, daarna slawerny toe, weg van sy pa af. En hy stap letterlik as 'n vreemde slaaf deur die rasige strate van Egipte. En niemand anders as Potifar koop hom nie, die owerste van die leiwag van Farao, 'n heidense man met rykdom en baie invloed. Nou moet jy mooi kyk na wat die Bybel vir ons vertel. Josef sit nie en huil oor wat weg is nie. Hy rebelleer nie teen die harde slawewerk nie. Hy begin net getrou werk en met alles wat in sy hand is. En kyk wat sien die heidense Egiptenaar. Genesis 39 vers 3 staan daar geskrywe: En toe sy Heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak. Sjoe, dink daaraan. Die heidense baas sien nie Josef se slim skemas raak nie. Hy sien vir Jahweh raak, die almagtige God. Alles wat Josef aanraak, verander vinnig in 'n geseënde voorspoed. En dit is die groot kernwaarheid. Josef se sukses het van bo af gekom, nie uit sy eie krag uit nie, nie omdat sy omstandighede maklik was nie. Die Here het Josef se put van vernedering verander in 'n plek van koninklike diens. En Jesus Christus self is ons ewige volmaakte getroue diensknegt. Hy het sy hemelse rykkleed vrywillig uitgetrek. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem ter wille van jou en my. Jesus het die diepste put van die dood ingegaan, sodat ons vandag in die ewige guns van God kan lewe. Jou teëspoed kan nooit God se ewige plan vir jou lewe vernietig nie. Hy skryf sy planne nie op die stand van mense se bose dade nie. Kom laat ons saam bid. Here onsse God, U is die getroue God van die verbond. U het saam met Josef in die huis van die Egiptenaar ingestap, toe hy alles verloor het. Here, ons bely vandag eerlik, dat ons baie vinnig moedeloos word, wanneer dinge om ons skeef loop. Here, vergewe ons, waar ons dink dat U ons vergeet het. Dankie dat U teenwoordigheid nie deur ons status of ons probleme beperk word nie. Here, help ons om vandag met absolute integriteit en ywer te werk op die plek waar U ons neergesit het. Here, laat mense U guns en U grootheid in ons lewens raak sien. Ook vandag, ook op hierdie spesifieke pad. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Is jy gereed om vandag getrou te werk, selfs al voel jy soos 'n slaaf in jou omstandighede? Onthou, die almagtige God is altyd by jou. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.